Ons gaan nou geleentheid gee dan om ons dankoffers op te neem. Kom ons sluit almal saam die oë. Here, U het eerste gegee. Want wat ons het en wat ons is deur die genade ontvang. Dat ons volgende dankoffers gegee het, dan gee ons dit terug, Here. Gee ons 'n stukkie daarvan terug om te sê dankie. Dankie dat U ons God is. Maak ook van ons rentmeesters, wat sal spandeer en sal uitgee, soos alleenlik die wil van ons Hemelse Vader wat van ons vra. In Jesus naam. Amen. Wanneer mens die diens begin, dan begin ons altyd met die fotum. Die fotum se bedoeling is maar net om vir mekaar te sê dat daar's net een rede waarom almal van ons volgeneer is. En dit is om saam te wees in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag dit jou rede wees. En as dit jou rede is dit my voorreg om vanoggend die hand te kan opsteek en vir elkeen van julle te kan sê dat God het jou oneindig lief. En sy seën en liefde sal altyd vir jou daar wees. Amen. Die liefdesgebod is seker ons grootste gebod wat ons kan hê. Daar is net een wet. En daai wet sê hoofsaaklik vir my en vir jou dat ons moet ons die Here ons God lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en ons hele verstand. En dan moet ons naaste lief hê, soos onsself. Nou weet ek en jy, hoe ons dit wil sukkel daar. Hoe dat ons eintlik Sondag na Sondag voor die Here moet staan en sê ergens langs die week wat verby is, het ons nie 100% gedoen wat van ons gevra word. En daarom moet ons die voorreg om verootmoediging te hê, om vir die Here te sê, vat vanoggend my lewe weer nuut. As ek hierdie week wat verby is gefaal het, kom ek vanoggend en sê, Here, neem my lewe en vat dit ook in die volgende week. Kom ons sing dan as verootmoediging, neem my lewe, laat dit doen. In the
Here, is 'n oomblikke van stilte, waar ons kan stil staan, kan weet, daar is net 'n God voor wie ons kan staan. En 'n Sondagoggend soos hierdie, het ons nou stil geword, Here, want ons wil U stem hoor. Ons wil die God wat ons aanbid, in ons harte vasvat, en sê dankie dat ons kan ore hê, wat die Gees van God kan hoor, in 'n wêreld wat lankal doof geraak het vir dit. Daarom vra ons, Here, dat U woord vanoggend met ons praat, en dat ons die uitstap met harte wat gevul is, met die wete dat ons God leef. Dankie vir hierdie oomblik. Dankie vir stilte. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ek gaan vanoggend nie 'n spesifieke gedeelte lees nie. Ek gaan so 3 gedeeltes doen terwyl ek preek. Ek gaan 'n gedeelte doen en dan gaan ek 'n gedeelte ietsie daaroor sê self. Broers en susters, ons leef in 'n baie spesiale tyd eintlik in die kerk. Ons leef in 'n tyd waar daar soveel veranderings plaasvind. Op soveel maniere moet ons kreatief wees, moet ons planne maak, dat ons nog kerk kan wees, dat julle nog hier as 'n gemeente regtig kan die Here aanbid en met vreugde dit weer kan doen. Dis uitdagende tyd. Daar's geweldig baie uitdagings wat ons moet hê, en ons moet baie planne maak. En een van die planne is dit wat julle as gemeente eintlik een van die voorlopers is. Ek is so dankbaar, ek sien die sit Olyfdalers op, en nou toe ek op die kansel sit, dink ek daaraan dat Olyfdal het nou uiteindelik aan hierdie nuwe fases van die kerk en die nuwe maniere waarop dit gedoen kan word, het Olyfdal al 2 ouens in die veld. Dat ander gemeentes wonder nog wat moet gebeur. Dat julle as gemeente is al besig met iets wat ander nog wonder wat hulle moet oordoen. En dis 'n voorreg. Ek wil julle ook as gemeente sterkte daarmee toewens. Maar nou weet ons dat bedienaars, iemand wat kom wat nie vol dominees is soos wat hulle in die verlede gehad het in die kerke nie, dat daar baie idees daaroor kan wees. En dan kan jy natuurlik ook nog dominees kry wat dan hierdie hoog op hulle eie troontjies sit en dink ander maniere van doen is minderwaardig of anders, dat dan tog uiteindelik sien ons al lankal in die woord van die Here dat hy ons gewaarsku het dat oor hoe ons spesifiek moet optree teenoor enige iemand wat in die bediening is. En daarvoor gaan ek julle 1 Timoteus 4 vers 11 tot 16 lees. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is, in die geval gebruik in die ouderdom daar, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord, in gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy daarop toelê om die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dis aan jou gegee deur die profeseë toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin. Wanneer dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Nou hierdie gedeelte kom uiteindelik en hy sê dat vir Timoteus wat jong was, maar hy kon dit ook vir enige een van ons kom sê, dat jy moet nooit toelaat dat jy gediskwalifiseer word omdat mense soort van op jou neersien, of omdat mense dink dis 'n minderwaardige, dis 'n minderwaardige gemeente, of dis 'n minderwaardige prediker, of 'n minderwaardige ouderling, dat daar is. Dit mag ons nooit toelaat nie. Maar nou is die vraag, hoe moet ons maak dat dit nie gebeur? Dan sê dit so mooi in die gedeelte. Hy kom sê, al hoe jy monde kan stil maak, al hoe 'n gemeente, as mense sou neersien op hulle, ander gemeentes se monde kan stil maak, al hoe dat ons mense wat op jou neersien kan stil maak, is dit wat hy daar sê, wees 'n voorbeeld in woord. Wees 'n voorbeeld
in die woorde wat jy gebruik, dit wat jy praat, die manier waarop jy praat. Wees 'n voorbeeld in jou gedrag. Wees 'n voorbeeld in liefde. Wys vir die wêreld en wys vir ander wat liefde is. Wys in geloof dat jy anders is. Wys vir die wêreld dat jy kan nie op my neersien nie, want die wyse waarop ek my geloof beoefen is sodat jy eintlik skaam word daaroor. Nou wat is geloof? Geloof sou beteken dat ons, wanneer ons as gemeente voel ons is in 'n doodloopstraat, dan wys ons aan ons voorbeeld dat ons geloof sê ons gaan aan. Dat ons geloof sê dat ons steeds dit sal doen. As daar nie meer planne is nie, dan het ons nog steeds die geloof dat God môre en oormôre vir ons 'n plan sal hê vir waarmee ons besig is. Dis hoe jy monde stil. Dis hoe jy allerlei opinies in die wêreld daar buite kan tot niet maak. Dis deur jou woord. Dis deur die wyse waarop jy leef. Dis die liefde wat ek en jy vir die wêreld kan gee en vir mekaar kan gee. En dan kom hy en sê, hou jou dan die hele tyd besig met jou taak. En die taak in hierdie geval is dat jy moet toelê om my skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. So jy maak op monde stil wanneer jy die woord van God verkondig aan mense. En die suiwer woord. Niemand het 'n argument teen die Bybel nie, broers en susters. Wanneer ek sê die woord van God sê dit, dan is dit gesê. En dan kan jy nou maar sê wat jy wil. Maar die laaste woord was en is deur God gespreek. Daarom, as ons eerste ding wat ek graag vir julle as gemeente wil sê, leef almal se monde stil. Dat julle liefde en julle voorbeeld die hele wêreld daar buite kan sê hulle kan nie glo wat gebeur. Dan sluit dit af in daai spesifieke gedeelte met hierdie woorde. Wanneer dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat nie jou luister. Kan julle sien waarom hy kom en hy sê, jy moet nie skaam wees, jy moet nie bang wees vir wat jy doen. Jy moet so leef, net met een rede, dat ander ook gered kan word, soos wat jy gered is. Dat ander ook kan ervaar wat Jesus Christus gedoen het vir jou, en hoe dat hy jou lewe verander het. Maar dan die tweede gedeelte wat ek wil vir julle graag lees, is Romeine 12 vers 4 tot 8. Daar lees ons baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons alles ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, dan ons het gebruik. As dit is om te dien, dan ons dien. As dit is om onderrig te gee, dan ons onderrig gee. As dit om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, dat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Hierdie gedeelte kom weer en sê, maar elkeen van ons, elkeen van julle wat volgende hier in die kerk sit, ergens pas jy in God se plan. Ergens is jou wegkaart daar. En ergens is jou plek waar jy gaan dien. Maar die hoofdneem wat ons hier kry in die gedeelte weer, as hy sê, dit gaan nie oor wat ons doen nie, maar dit gaan oor hoe ons dit doen. En daar agterkom ons wees, hy vertel oor alles wat ons moet doen. Dan sluit hy af in hierdie vers en sê, as ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, met blymoedigheid. So ons kan baie goed doen, maar wanneer ons nie met blymoedigheid dit kan doen, wanneer dit nie vir ons lekker is om te doen wat ons doen nie, as die gemeente begin swaar trek in die sin van dat hulle gemoed swaar is, dat hulle begin soort van glad nie meer blymoedig is dat hulle gemeente kan wees. As julle meer kan bly wees op 'n Sondagoggend dat julle in 'n kerk waar jy kan kom en waar jy die Here kan kom aanbid nie, daai dag maak dit nie saak hoe slim ons is, hoeveel onderrig ons kan gee,
of hoeveel bemoediging ons ook al van mense kan gee nie. Daai dag het die kerk geval. Maar dan ook, dat jy uiteindelik met toewyding moet kan. Die dag wanneer ons nie meer uiteindelik kom, en ons alles vir die Here gee. En met toewyding, ons verloor nie moed nie. Ons bly aangaan. Daardie dag is die kerk op 'n goeie plek. Maar dan die laaste gedeelte wat ek graag vir julle wil lees. 1 Korintiërs 3 vers 5 tot 9. Daar lees ek van vers 4 af lees. As een van julle sê ek is vir Paulus en 'n ander ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Dit is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het en elkeen doen die werk soos die Here vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dis God wat laat groei. Het gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand. Want in die gedeelte dat ek probeer vir ons weergee oor hoe verstaan ons roeping? Hoe verstaan ons dat God ons roep om iets te doen? Hoe verstaan ons dat Dawie vanoggend in hierdie kerk sit en hy weet dat julle hom geroep, maar dat hy uiteindelik ook 'n roeping het self om hier te kan wees. Die gedeelte verklaar dit op 2 maniere. Wat dan moet jy waarde kan. Dis was 'n mens af te reflekteer, die stem kan nie meer werk. Dat daar's 2 dinge wat ons hier moet verstaan as ons in die gedeelte is. Die eerste een is waar jy in was. Die gedeelte kom en sê elkeen van ons vorm deel van God se wegkaart. Of dit nou Paulus is of Apollos is, of dit Dawie is en of dit ek is en of dit wie ook al is, dat ons is maar net ergens langs hierdie pad. Iemand wat deur God geroep was om vir 'n spesifieke tyd spesifieke goed te doen. Hy roep ons en ek en jy pas daar. Nie een van julle in hierdie kerk wat nie deur God geroep is in hierdie oggend dat jy moet sit en dat jy hier 'n rol moet vervul. Jy gaan nie net ontvang nie. Jy gaan ook gee. Jy gaan ook sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Dis wat Dawie doen. Dis wat Dawie vanoggend ook deel van julle begin word. Hy kan sê, hy kom en hy sê, Here, hier is ek. Ek weet nie wat my naam is. Ek weet nie wat Paulus of Apollos is nie. Ek is Dawie. Maar Dawie, Here, sal doen wat hy van hom vra. En as dit om te saai is, dan saai. Maar dan is die tweede vraag wat ek en jy met antwoord vanoggend is. Uiteindelik, waar is God se plek? Die vraag is nie eintlik, en dis wat die gedeelte vat en ek keer hom eintlik om. Hy sê die vraag is nie waar pad jy in nie. Die vraag is eintlik nie wie is jy of jy Apollos of Paulus of wie ook al is nie. Die vraag is uiteindelik, waar het God ingepas in jou bediening? Hierdie God het ons aanbid en kom in die gedeelte en hy sê, dis net God wat kan laat groei. Dis net God wat kan laat groei. En daarom vanoggend kan ek vermoedigheid vir elkeen van julle sê, dit gaan nie een of ander dominee wees of een of ander iemand wees wat jou geloof gaan laat groei. Jou geloof gaan groei daar waar jy op jou knieë is voor die Here. Die geloof groei daar waar God werk. Die geloof groei nie waar mense op hulle eie probeer. Maar waar onder leiding van die Heilige Gees doen wat God vra. Daarom sluit hy dan die gedeelte af dat eintlik ons beskilling is, ons is wêrelds. Ek en jy is medewerkers van God. Dink vanoggend 'n bietjie daaroor. As die Bybel vanoggend kom en sê, elkeen van julle wat in hierdie kerk sit, is medewerkers in diens van God. Dan beteken dit uiteindelik ons werk saam
En julle werk saam met Dawie waar hy leiding kan gee. Werk julle saam, sodat julle kan saai en kan uiteindelik plant en die wonderlikste dinge vir die Here kan doen in die omgewing waar julle is. Ek sluit af daarmee met 'n boodskap aan jou ek wil vir jou gee Filippense 4:13 baie bekende vers. Ek is tot alles in staat, Here, om wat my krag gee. Jy gaan nie in eie krag hier staan. Jy gaan nie hier staan met jou eie wysheid. Want die woord is duidelik. Dan gaan jy die grootste fout van jou lewe maak. Maar jy gaan staan en jy sê, ontvang my krag van die Here. En vir die gemeentelede moet elkeen wat hier is. Julle gaan so van sê, ons is hier deur die genade van ons Here Jesus Christus. Ons is hier deur die krag van God. En daarom sal ons mekaar se hande vat en sal ons altyd ons troos en ons moed by die Here gaan. Mag julle uiteindelik as gemeente hierdie goed saam beleef. Daarin mag jou tydperk wat jy hier is, saam met die gemeente, soveel van die goed uitbring, dat julle uiteindelik kan sê, maar hierdie gemeente is 'n gemeente wat die Here sal sê, hy is tevrede. Dis goed dat daar van 'n wildpark wees is, want hulle was deel van my plan vir hierdie dorp waar ons bly. Moet nooit julle doel vergeet. Moet nooit vergeet dat God julle lief het. Jy moet nooit vergeet dat God wil hê dat julle julle liefde vir hom, vir die wêreld moet wys. Daarom is dit dan vir my voorreg om te vra dat Dawie na vore sal kom, dat ek hom kan bevestig om saam met julle die hande te vat en vorentoe kan gaan. Ek wil vra dat die kerkraad dat vir my ook na vore toe sal kom asseblief. Julle so weerskante van Dawie gaan staan. Ons moet so opdeel. Karen, jy kan ook hier kom staan. Jy gaan deel van die party, jy gaan nie net daar sit nie. Ek vra dat die kerkraad saam is, want julle gaan eintlik almal mekaar se hande vat. Die woord reg verstaan het vanoggend, dan is hier niemand wat hier is en iemand wat daar is. Reg verstaan is julle almal hier. Julle is mekaar. Julle is daar. Maar daar het die voorreg om te kan sê, maar ek steek my hand op om te kan help. Ek gaan meer tyd spandeer. Ek gaan my tyd meer kan gee. Waar iemand by sy werk besig moet wees en ek kan nie hier wees om dit te doen nie. Maar ek gaan nie wees om dit te kan doen. Daarom is dit dan my voorreg om weer te sê, Dawie dat die ambt het 'n verskeidenheid van verantwoordelikhede. En die primêre taak gaan wees daarvoor wat jy geroep het voor, is om as 'n bedienaar van die woord, jy is opgelei om te preek. Jy is opgelei om die woord van die Here te preek vir die mense, die woord so te bring dat hulle opgewonde is oor die woord van die Here. Dat hulle eintlik kan sê, maar ons wil dit in ons harte vas saam met haar. En wanneer jy die woord verkondig, moet jy dit doen met krag, jy moet dit doen deur die Heilige Gees. Onder alle omstandighede met volle oortuiging. Want die hele gemeente moet jy dit verkondig aan al sy gestaltes, aan almal dit wie jou pad is. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Totdat Christus kom, soos Paulus ons gesê het. Onthou, die skrif is deur die Gees van God geïnspireer. 2 Timoteus 3:16 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en groot waarde om die waarheid onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus kan wees vir elke goeie werk. Hier wil ek amper sê, was 'n ou vriend van my wat daar my gesê het, hy het gesit in 'n gemeente waar die dominee het van al die mooi goedjies vertel, van hoe oulik hulle is. Hulle kom op gevra
5 elke Sondag. En toe sê hy op staan, hy sê ek is ook moe om daai. Want dit lyk asof ons so goed is. En uiteindelik is ons nie wat die Here wil hê ons moet wees. En daarom wil ek amper vir julle ook sê en vir jou sê vanoggend daar, moet nie bang wees. Om baie keer om Piet of om Klaas om aan die Sannie te sê, dan is Sannie dit hoort nie by die woord van die Here. Hierdie klomp issues wat julle nou het, vat dit na die Here. Maar sit dit vir hom neer. Dit hoort nie aan ons. Moenie bang wees om die woord te verkondig. Maar moenie ek gaan vir julle nog 'n les gee oor dat dan nou kom ek in my eerste proefpreek wat ek gaan doen op die platform. Nou ken ek die gemeenskap baie goed. Nou die ons verklein met mekaar af die jaar, ek het groot geword in die issues met mekaar. Maar sondag sit ek in die kant die ander groep sit baie goed. En toe sê ek nou my proefpreek die oggend daarso. En ek begin om hulle te sê, ek kan nie verstaan dat hulle hier sit en ek weet dat die groot geword. En julle het issues met mekaar, julle leef hier liefde teenoor mekaar met en ek hier om probeer vir hom. As julle nie gaan uitsorteer vanoggend nie, moenie volgende Sondag. En toe kom ek op daai en ek sê vir my, jy moet nooit bang wees om die evangelie te verkondig. As die woord van die Here mense wegneem, sal die woord van God terugkom. En dit wil ek vir jou sê, jy moet die mense wegneem. Maar die woord van die Here mag dalk dinge sê wat ek voel, ek wil dit nie hoor nie, wil loop. Dan moet nie bang wees daaroor, as dit die waarheid is, sal God se woord terug. Vir julle as ouderlinge ook. Moenie bang wees om te sê, God se woord sê so. Want dis die beste plek waar ons kan wees. Daarom as jy die woord verkondig daarmee, wil ek dan nou dit as jou primêre taak vir jou oplê. Jy moet ook omsien na die kinders, jy moet help om leiding te gee vir elkeen van hierdie wat leiding nodig het. En julle as leiers moet saam met hom medewerkers. Vat mekaar se hande. Doen wat die Here wil hê julle moet doen. En doen dit bly berig. En doen dit met 'n hart wat altyd sal sê ons is opgewonde dat ons dit nog vir die Here kan doen. En as steeds vir die leier en die verantwoordelikheid neem vir die versorging van die gemeente, dat jy wil sorg dat daar waar hartseer is, dat jy daar sal wees om te sê, die Here se hand is naby. Besef dat jy ook ander gawes het, wat die Here kan gebruik in die gemeente, en daarom het jy uiteindelik wat vir my die volgende vraag antwoord daarmee. Is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Wat is jou antwoord? Ja. Aanvaar jy in die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God, die volkomme leer van die verlossing, en verwerp jy enige ander lere wat daarmee stryd is? Ja. Beloof jy om jou ambt as ouderling en sosiale bediening volgens hierdie leer vertrou en ook die nodige vertroulikheid te oefen? Ja. En beloof jy om jou onderwerp aan die kerk opsigte te daardie beloof jy om te sê, hierdie manne en vroue, of hierdie manne en vroue wat die dans hier staan, moet vir jou kan sê wat aan die pad verkeerd gebeur. Julle as kerkraadslede het 'n toesig nie om dit opinies uit te spreek, maar wanneer daar misgepraat word met die woord van God, moet julle praat. Moet julle kan sê, maar dis nie hoe die Here wil hê dinge gedoen word. 'n vraag wat vir julle as gemeente, voordat ek nog dan amptelik die seënbron gaan uitspreek, sal julle bereid wees en is julle bereid dat Dawid deel van julle sal wees, en dat julle met julle hele hart vir Dawid sal sê, ons het God lief, ons het ook vir jou en vir mekaar lief, en daarom sal ons saam met julle werk. Wat is die gemeente se antwoord? Julle wat daar sit, is dit 'n ja of is dit 'n nee? Ja, ons sê altyd ja met my hele hart. Alles in my, maar dit sou wees vir julle. Mag julle met enthousiasme in 'n nuwe fase ingaan, mag dit vir julle lekker wees, dat mag julle baie seën van die Here saam ontvang. Ek wil vra dat ons net so staan,
Dan gaan ek 'n gebed vir hulle almal doen. Die kerkraad saam met Dawie dat hulle as span dit kan doen. En dan gaan ek vir hulle die gemeente laat weer die seël op daar sit. Kom ons sluit dit saam doen. Dankie Here. Dankie vir oomblikke soos hierdie. Dankie vir manne en vroue wat voor my staan, wat die hand opgesteek het en gesê het, hier is ek Here, gebruik my. Was Dawie deel van daardie span word vanoggend. Dat hy die verantwoordelikheid het wat iemand opgedra het. Dat hy dit baie genade vir dat die liefde ook vir mekaar sal dra. En dat hulle uiteindelik ook hier sal kan sê, so spreek die Here, die enigste vir wie ons buig. Dat die genade oor hulle lewens skyn in Jesus se naam. Amen. Namens die kerkraad dat woord spreek. Ek wil vra dat ek het namens die kerk het ons iets gedoen wat om dankie te sê. Baie dankie. Ek weet net om nie vir kom. Kom ek het gelukkig die ding maar mee wegloop. Baie dankie vir die tyd en vir alles en vir die goeie boodskap. Nou gaan ons vra dat die kerkraad dan sommer net so om Dawie sal 'n kringetjie maak, julle hande op hom sal lê. Dat as 'n seën terwyl die gemeente dan opstaan en as jy wil kan jy jou hand uitsteek, dan sing ons daardeur die seën op hom dan. Laat die seën op hom daal, die van Sion opgestraal, die wat bevierende geskied, waar hierdie Sion Baie dankie, ek kan plekke inneem. Dan gaan ek nou vir Dawie oorgee, dat hy vir ons aan die erediens afsluit, dat die laaste lied te doen en die seën uit is. Geliefdes, wanneer ons vanmôre hier uitgaan, moet ons weet dat ons met die wete sal uitgaan met die liefde van ons Here Jesus Christus. En dat ons in sy eenheid saam sal staan, hom saam sal loof en prys, dit wat ons vanmôre gehoor het. Dat ons gawes sal gebruik en dat ons ook die liefde moet gaan uitleef tussen mekaar. Mag die Here vir ons die krag ook daarvoor gee om as gemeente God lief te hê met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. Kom ons ontvang die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus sal met elkeen van julle wees. Amen.